Die groot ding KI, dit is hoe hy werk. En ek het meer gefokus vandag op mindset. Jou gedagtes, hoe gaan ons hom gebruik, wat gaan ons doen? Hoe kan jy hom jou besigheid toepas? En die heel eerste gedeelte is net om te vra, hoe werk hierdie proses? Wat doen ons? Dit gaan glad nie oor die tool, kunsmatige intelligensie. Dit gaan oor by jou doel. Waarvoor wil ek dit gebruik? Soos André genoem het. Hy is verstom met wat jy kan doen. Hoe wil ek dit toepas? Dit is hoe jy daarin moet dink en vorentoe beweeg. Om die waarheid te sê, is mens weet nie regtig hoeveel AI tools is daar wat mens kan gebruik nie. En dit is ook begin op die punt om te weet, jy moet by jouself gaan dink, wat wil ek dit voor gebruik? Daar is 'n magdom, maar jy moet ook onthou, daar gaan hier 'n kurwe moet gaan om te leer om te gebruik. En in die oomblik by die werk is ons almal daardeur die hele tyd. 'n Nuwe tool, 'n nuwe insig. Die beste wat ek kan dink aan op die oomblik is vir besigheid is om te kyk, hoe kan ek dit in my besigheid implementeer? Wat wil ek doen? So jy moet gaan kyk, wat is jou bestaande gereedskap? Wat werk vir my en wat werk nie? Ek gaan myself so 'n paar keer herhaal in dit, maar net om die punt oor te kry. Dit maak jou slimmer, maar wat jy ook moet gaan doen is, jy moet gaan kyk, herhaling, die hele tyd herhaal, werk dit? Werk dit op die manier? Ons het vanoggend gestaan en kyk oor, hoe kan ons sekere dinge doen? Kom ons agter, maar daar's goed wat ons moet meer geld insit, dan gaan ons 'n beter uitslag kry. Want toets ons dit. Ons toets, die hele tyd toets. Hoe werk dit? Is dit wat ons wil hê, is dit nie wat ons wil hê nie? Dan verbeter ons jou kundigheid of die tool en ons pas dit toe. Ons verbeter die hele tyd. Die strategie hierso wat ek gedink het aan is van proef na gewoonte. So ons toets en ons probeer 'n klomp goed, maar aan die einde van die dag moet jy gaan ook sê, hoe lank gaan ek dit beproef? Wanneer gaan ek dit implementeer? Sodat dit 'n gewoonte kan raak in my besigheid. En jy hoef nie 'n multimiljoen-dollar besigheid te hê om AI te gebruik nie. Die eerste punt wat jy nou moet kyk is, jy moet gaan identifiseer. Wat is dit wat ek wil doen? Wat is die uitkoms wat ek wil hê? Dan moet jy gaan kyk, wat kan ek outomatiseer in my besigheid? Daar is baie goed wat mense kan doen. Ek sal later ook bietjie ingaan in fynere besonderhede en net idees gee. Dan moet jy gaan meet, van een oomblik na die volgende oomblik, wat het gewerk, wat het nie gewerk nie. Verbeter jou kennis, gaan lees op, gaan kyk wat sê ander ons. Gaan kyk wat doen ander mense met tools wat beskikbaar is. En dan moet jy dit uitrol. Jy moet begin in jou besigheid, gaan sê, kom ons toets dit. Maak nie saak of dit nou gaan werk nie, rol dit uit, stel jou spanning tennis, toets hom, kry terugvoer, pas aan. So die volgende een is 'n praktiese oplossing, wat voorbeelde van besighede, so 'n bakkery besluit, ons gaan dit doen. Ons gaan ons voorraadbestuur daardeur hardloop. Hulle het toets opgetrek, items geïdentifiseer wat hulle wil insit, en hulle het begin toets verfyn, wat werk nie, hoeveel kom in, hoeveel verkoop, hoeveel word sleg. Die volgende is 'n bemarkingsagentskap. Hulle het gedink, hulle wil hulle leidrade heromskik. En daar's baie goeie woorde wat meer in Engels is, segmenteer en in verskillende lyste sit wat verskillende mense doen of verskillende dele van die besigheid. Dit het vir hulle baie makliker gemaak, want nou kan hulle sê, ons wil vandag net met die besigheidseienaars praat wat vleis verkoop, borsbroodjies maak. En dan stuur hulle boodskap so uit. Die volgende is logistiek. Om e-poste te skryf, en dan ook te skeduleer en uit te stuur. So jy doen maandagoggend baie harde werk wat vir die hele week se beplanning gaan uitsit, en jy skeduleer dit deur jou AI, die woord is AI agents, so dan bou jy dit self op, dit vat werk, maar jy het 'n verskillende klomp AI tools wat jy gebruik om daai werk te verrig.
Dan is daar 'n baie hot topic, die geselsrobot, AI chatbot. As jy al gesien het op baie van die websites, dan kom daar so 'n skermpie op wat sê, gesels met ons. Meeste van die tyd wat daar gebeur is, die mense het AI gevat, hulle besigheidsinligting ingevoer, en al die moontlike vrae wat gevra kan word van 'n mens af of 'n persoon af, ingevoer en gesê, as iemand so vra, dan wil ons die antwoord gee. So dit is ook moontlik. Nou hierso is waar die dinge inkom, is beplanning. Alles gaan oor beplanning. Ek is ook nie altyd die beste met beplanning nie, maar mense kan ook nie doen wat jy kan doen. Maar in hierdie opsig is dit baie lekker om mense te hê soos hier by Skouerskuur. Almal is in verskillende besighede, maar aan die einde van die dag ons almal wil geld maak. So sit om die tafel en gesels met mekaar en sê, hoe sien jy my besigheid en ek sê vir jou, hoe sien ek jou besigheid? Hoe dink jy kan ons dit oplos? Want iemand anders sien iets anders as wat ek wil gaan sien. Om dit maklik te maak, is kies een taak. Begin daarso. Die volgende stapie is oplossing is integreer KI. AI. Soos Terry gister gesê het, Lamborghini. Dit is eintlik landbouunie. Nommer 3 is meet jou impak. Gaan toets dit. Wat doen dit in jou besigheid se tyd? Maak dit vir jou makliker op hierdie stadium? Het jy deur daai kurwe gegaan om te sê, okay, oor 6 maande gaan hierdie vir my 3 ure 'n week spaar om dit beter te kan doen, om dit vinniger te kan doen. Dit gaan my oopmaak sodat ek kan ander goedjies gaan doen. Is daar foute wat insluit wat jy kan regmaak? Is daar foute wat jou KI vir jou identifiseer dat jy nie gaan raak sien nie? En soos Andre ook gesê het, dit gaan al oor hoe jy met die KI praat. Dis ook 'n masjien, maar hy praat soos ons praat. En wat lekker is baie van hulle kan jy Afrikaans mee praat. Dan gaan kyk jy na groot dinge kostes. Wat se kostes het jy daaraan verbonde? Hoeveel kos hierdie tool jou? Hoeveel gaan dit vir jou inbring? Is dit die moeite werd? Toets, meet, bestuur. Deur elke fase gaan jy toets, meet, bestuur. Jou fase 1 sal wees identifiseer die probleem in jou besigheid. Dit is wat baie lekker maak om met ander mense te gaan praat en te sê, hoor jy, ek sien hierdie, ek neem dit waar. Neem kennis, toets dit, sit dit in. Fase 2, kies iets wat toepaslik is. Dis waar jy moet gaan toets. En dan sê jy, ek gaan by hierdie ene bly vir die volgende 6 weke, 6 maande, of 8 maande, of 12 maande, en jy toets dit deur. Fase 3 kan wees die klein skaal wat jy toets. So is 'n tydperk en dan jy jou skaal op wat jy hom gaan toets. En ons is ook nou in 'n proses waar ons op klein skaal sekere dinge toets en partykeer werk dit nie, dan gaan ons na die volgende oplossing. Fase 4 is dan nou rol uit en dan moet jy beheer uitoefen. Dit is nie iets wat jy net kan los nie. Baie mense sal vir jou vertel, nee, bou hom en los hom net wat hy aangaan. Maar soos elke aspek van 'n besigheid, daar seker goed wat jy moet beheer uitoefen oor en verslae terugkry om besluit te maak vir die volgende stap. So om jouself voor te berei, die groot ding is, jy moet dink aan hierdie groot tool as 'n medewerker, 'n mededenker, iemand wat jy oplossings mee kan bespreek, klankwoord. So nommer 1 is, gaan kyk wat is jou doelwitte wat jy wil hê, wat jy wil bereik in jou besigheid, wat is die volgende? Dan gaan kyk wat se ondersteuning kan jy bied deur jou span, is daar mense wat kundig is, baie mense lees baie so nie. Ons kan dieselfde stuk lees en verskillende mense tel verskillende goed op wat vir hulle belangrik is in die oomblik, en as jy kan saam sit en gesels, jy 'n groter prentjie. Dan moet jy gaan kies weer eens jou regte KI-instrumente, wat werk vir jou, hoe kan jy dit toepas? Party fokus, ek het met e-posse gespeel en daar was een wat so tegnies was, vandag werk een aspek, dan werk die ander nie. En dan kry ek om te werk, en môre as ek die rekenaar aansit, dan werk hy weer nie. Dit het my baie gefrustreerd, toe dink ek, maar as iemand anders moet werk, wat nie nou weet wat ek weet nie, gaan jy baie meer sukkel. Dan is ook 'n groot gedeelte is beweeg.
Leer pas aan, gaan vorentoe. Moenie vashak op een punt om te sê, maar dit werk nou nie, ek kan nie vorentoe gaan nie. Moenie bang wees vir dit nie, want daar is 'n magdom oplossings vir daai een probleem. Dan weer, hoe meet jy jou sukses daardeur? Is kyk, wat is jou tyd werd? Hoeveel tyd spaar dit vir jou? En hoeveel tyd spaar dit in jou besigheid? Dan foute, weer eens, wat se foute word gemaak? Is dit foute van vooraf verkeerd kies? Of is dit die foute van verkeerd opstel? Is dit die foute van verkeerd gebruik? Wat werk vir jou inkomste? As jy 'n tool kies wat vir jou duurder gaan uitwerk as wat jou inkomste is, dan neem ek aan, dis nie die regte besluit nie. So jy moet weer teruggaan en gaan weer besluit. Ons selfs op die tafel baie keer, dan kyk ons na hierdie tool, dan sê ons, dit lyk goed, goeie terugvoer. En dan gaan kyk ons na daai bedrag, en dink ons R14.000 'n maand net om een dingetjie te doen. Ek dink nie dit gaan vir ons nou werk. So dis ook iets wat jy moet gaan kyk, is meer teenoor jou inkomste van jou besigheid. Dan ook kliëntediens. Jy kan met al hierdie tools, meeste van die gratis opsies, het jy nie baie kliëntediens bystand nie, maar soos jy dan nou opgradeer, het jy baie meer bystand. So dis ook 'n opsie om by te hou. So inspirasie vir sukses. Dit is 'n familiebesigheid wat besluit het, hulle soek na KI. Hulle wil met hulle boodskappe werk buite toe. Hulle het besluit om 'n auto-boodskap KI te implementeer. En dan het hulle ook besluit, maar hulle wil voorstelle gebruik vir hulle produkte. Wat het in die verlede gewerk, produkgeskiedenis, wat het gewerk, wat het goed verkoop, wat het lank op die rak gebly, wat het gebly en afgegaan dat jy nie meer kan gebruik nie. Dit is alles iets wat jou besigheid affekteer. En dan ook in verkope. Hulle het gaan kyk oor, hoe kan ons dit implementeer in ons verkope? Herhaalde verkope, hulle herhaalde verkope het verdubbel. Hoekom is al hierdie belangrik? Jy kan bespaar as jy dit reg doen, nie bang wees om te speel nie. Dit maak dinge in die toekoms baie makliker. Jy help jou span om vinniger by 'n oplossing uit te kom en jy kan bietjie meer werk in die dag. Jou kliënte gaan ook baie gelukkiger wees as jy vir hulle beter produk of diens kan lewer. En jy lyk baie slimmer. Maar mense sê ja, ek het nie geweet jy's so slim nie. So ja, kom ons hou op praat net oor KI. En kom ons gebruik KI. Baie dankie.